Nou ja, julle het seker al die advertensie gesien op DStv van die nuwe reeks op Showmax getiteld Volspoed, wat Antonie en Renet Mark se familielewe en ook hulle renjaarlewe en ook hulle modelloopbaan en ook hulle salonloopbaan, as baie goeders hierin. Ons is selfs met beide Antonie en Renet vanmôre via die internet. Goeiemôre span. Goeiemôre julle. Goeiemôre julle. Dis lekker om julle te kuier vanmôre. Hoorie so, ek het nou al 'n paar keer advertensie gesien, nou dink ek al 'n maskas dis 'n mooi kar. Maar nou ja, ons kom by die realiteit van renjaar wees. Antonie, ons gaan by jou begin. Waar die idee vir hierdie renjaar leefstyl realiteitsreeks begin? Man, ek kan jou verseker, definitief nie by my nie. Dit is by almal. En dit het eintlik begin heeltemal as iets anders, maar ja, dit het toe nog maar uitgewerk as, jy weet, Volspoed. Antonie, die liefde vir motors en jag, waar het dit begin vir jou? Is dit kom dit van familie af? Ja, dit maar as kind ontstaan. My pa was ook altyd in die motorsport betrokke. En ja, dis maar hoe ek ook in dit ingekom het en weet die liefde gekry het vir dit. Renet, Antonie herken nou ruiterlik, soos meeste mans maar doen. Alles wat ek eintlik doen is my vrou se idee. Kom sê net maar eerlik, dis wat hy gesê het. Ons moet ek gesels oor waar hierdie idee vandaan kom. Renet, hoe dit begin en hoe dit geëindig. Hoe hy verander langs die pad. Ek dink die 10 jaar wat ek en Antonie nou al saam is, het ek baie keer gesê, ek wens ek het net 'n GoPro op my kop op 'n rennaweek, want as mense hierdie goed moet sien, jy kan dit nie skryf nie. En dit het begin by 'n tipe van 'n mede-dokumentêr, omdat hulle so groot motorsportfamilie is. En ja, soveel so het Showmax teruggekom en gesê, nee, maar ons dink julle is baie meer interessant. Kan ons julle nie net afleef die hele dag hê? So dit was nog 'n keuse om te maak en ek dink dis waar hy toe nou gesê het, dit sal dan my idee wees. Hy doen dit vir my. Maar hoe is dit om kameras so baie in jou gesig te hê terwyl jy eintlik hierdie werk doen waarvoor jy lief is en mense probeer alles vasvang? Dis maar baie vreemd. Ek moet sê, ouens, ek is nie die tipe wat goed gewoond nie. So om die hele tyd mense dan om jou te hê en jy weet jy's gemaak, so jy moet maar bietjie mooier praat as wat jy gewoonlik praat. Ja, so dit is maar vreemd, maar gou raak dit eventually gewoond. Renet, 'n mens bietjie gesels oor jou skedule. Want ek moet vir jou sê, ek is totaal al verbaas oor hoe jy by alles uitkom. Nie net doen jy modelwerk ook nie, maar jy het natuurlik die salon wat jy bestuur, die renspan wat jy dan nou ook 'n groot mate in bestuur, die gesinslewe, alles wat jy op een slag moet hanteer. Hoe kom jy by dit alles uit? Dit was verskriklik moeilik. Ek gaan nie jok nie. Dit was 2025 was 'n baie uitdagende jaar en ek dink ons moes al ons hoe sal hulle sê, support systems konsolideer. En soos vanoggend het ons gaan ons buurvrou gevra, net gaan na Alex te kyk, laat ons dit julle kan gestel asseblief. So dit is hoe dit hierso gaan. Ons letterlik vra die buurvrou, oumas, oupas, almal het ingestaan, maar dit was verskriklik moeilik, want nie net het ek ons laserkliniek bestuur nie, maar ek is op fisiese terapie daar. So dit was baie uitdagend om alles in te kon kry. Maar ek dink mense en vriende en ons moet maar net staat maak op almal. Renet, jy het vroeër gesê, jy weet die laaste 10 jaar het jy al gehoop jy het 'n GoPro, jy weet op jou kop om alles vas te vang. Hoe is jou liefde vir die sport en raak jy steeds senuweeagtig as Antonie agter die stuur klim? Ek moet sê, in die begin, as jy nou net saam met 'n renjaar is, jy sê, my Karel is 'n renjaar. En dan na die eerste jaar is jy kan nie meer 'n kar geluid hoor nie. Jy wil niks van karre weet nie. Want die ding is, hulle gaan baan toe en dan na die hele resies, dan kom kyk hulle die hele resies op kamera van wat binne in die kar gebeur het. So ek het letterlik dan soos 'n dubbele dosis. So ek moet sê, en toe ek vir Alex gehad het, toe is ek eers 'n bietjie oor dit. Toe sê ek vir hulle, nee, julle is almal op julle eie, ek gaan nie, dis wind, dis weer, dis son, dis hard. So ek het 'n breekie gevat, ek moet sê. Maar die SAS waarna hulle nou reis is baie interessant. Dit is regtig Suid-Afrika se top premier racing. So daar gebeur baie. Dis lekker om daar te wees. Antonie, nou moet ek by jou hoor, gaan 'n mens in hierdie reeks kan sien hoe jy hierdie seisoen ry, gaan 'n mens so half die klas kan volg van begin tot einde?
Ja, ek dink so. Ek is die span, die produksiespan was nie by al die reises gewees die jaar nie. Ek dink hulle was by 4 of 5 van die reises gewees. En maar ek dink jy kan redelik die storielyn volg en die seisoen volg as jy die series kyk. Ek dink baie mense as hulle dink aan 'n reeks en dink hulle dadelik aan Drive to Survive en dit is waar ons blootgestel is. Hoe vergelyk jy weet iets soos Volspoed met The Drive to Survive? Ek gaan jou eerlik nie kan sê nie, want ek weet nie, ek het dit nog nie gekyk nie. So ek weet nie, ek sê ek was daar toe dit gebeur het, so ek kan dit nou nie weer kyk nie. Ek sal net aanlas en sê daar het verskriklik baie goed op daardie baan gebeur. Elke resies was het sy drama gehad. Ons mag nie te veel sê nie, maar ja, dit volg verseker. Dis 'n rede hoekom die naam Volspoed is en daar gebeur heel wat met Antoni en die kar hierdie reeks. Antoni, hoeveel van jou tyd spandeer jy aan renjaar wees? Want tog mens moet tog maar 'n ander goeders ook in die lewe doen. Maar hoeveel tyd van jou lewe sluk renjaar wees in? Maar eintlik nog as meer as wat jy sal dink. Weet jy, sal sê weer daar's 'n reis elke een keer 'n maand of een keer elke maand en half of 2 maande, maar die voorbereiding wat in dit ingaan is nogal baie. So as ek met persentasie gewys praat, as jy praat van weer 7 tot 7 in 'n dag, seker maklik 10-15%. Renate, wie dink jy sal aanklank vind by Volspoed? Wie sal die reeks geniet? Ek moet sê, toe ons net begin skiet het, dink ek dit is maar 'n manne ding. Maar ek dink die dames daar buite en ek dink vir enige ouderdom. Ek kry boodskappe wat sê ek het nog nooit geweet dat hierdie bestaan in Suid-Afrika nie. Ons het nie gedink dit is wat julle doen nie. Ons hoor maar resies dat ek dink hulle dink hy dies of drag of wat ook al in die aande. En so ek dink dit is regtig vir alle ouderdomme, vir die jongspan wat wil begin dalk met resies of jong kinders wat wil begin, die ou span wat wil sien hoe dit werk en hoe dit gedoen word in Suid-Afrika. En ja, ek dink daar is so baie, ons wys hulle ook so 'n bietjie van die mode lewe in Suid-Afrika en jy het so 'n snippet gesien van Fashion Week daar en als. So ek dink dit is regtig 'n program vir almal. Ek dink omdat dit ons altoe se lewens so 'n bietjie wys, dink ek dit is ietsie vir almal. Baie dankie Renate en Antoni vir julle tyd en moeite vanmôre. Is lekker met julle gesels. Ons sien eendag om Volspoed te volg op Showmax en alle sterkte met julle besige skedules. Dankie. Nou ja, besige skedule, Volspoed. Jy sien daar's ook 'n betekenis. Gaan nie net oor die kar nie. As ons terugkom die advertensiebreek, is dit tyd vir die nuus, die markte en die weer en daarna gesels ons oor my en Jennifer se spanne wat so lelik verloor het in die sport hierdie naweek.